Ons is besig met 'n reeks en dit is die tweede preek eintlik uit oor Spreuke, die goddelike wysheid, en eintlik is daar 'n subtema dat dit 'n kruispad geskenk is vir oud en jonk, vir ons om op hierdie kruispad telkens op om te bly en die regte besluit te neem. So ek het laasweek 'n groot inleiding gegee. Vandag is die tema groepsdruk. En ons weet daar's positiewe en negatiewe groepsdruk, maar dis interessant dat die heel eerste ding waaroor hy dan praat, is die gevaar van negatiewe groepsdruk. En ons lees daarvan in Spreuke 1 vers 10 tot 14. So die prent wat ek gekies het vandag is daai money heist prent. Ek weet nie wie van julle die reeks gesien op Netflix dalk nie. Dis nogal is 'n klomp groep jong mense wat 'n leier bymekaar gemaak het om dronk dan te gaan beroof. En hulle het almal dieselfde maskers opgesit, sodat as hulle met die pers praat, hulle nie kan uitken nie. En die storie het op die eind uitgeloop op baie van hulle se dood. Maar hier is nogal kenmerkend ook van wat Spreuke nou vir ons gaan vertel. En dit is jy verkeerde afpad vat saam met 'n groep, dan word jy later almal dieselfde. Jy neem daai identiteit aan en jy is eintlik nie jouself nie. Mense ken jou nie meer nie. En dit lei gewoonlik tot die dood. So wat ek vandag met julle wil doen, ek wil vir julle vertel van negatiewe groepsdruk. Wat as die pennie bietjie geval het wat agter gebeur, dan kan jy dit eintlik sien. Ons sal net nou sien, Spreuke praat, wysheid is soos om 'n voël te wees wat vlieg in die nette in die lewe te sien waar jy wil vang en dan te besluit om dit te los. En hierdie is een van die groot nette. So ek wil vir julle verduidelik hoe dit werk en wat die oplossing vir die probleem is. En ek wil hê julle vandag sien dat dit is nie net vir kinders nie, is ook vir groot mense. En baie keer is ons onder groepsdruk sonder dat ons dit eintlik weet. En terwille van die evangelie moet ons dit weet. Maar voor ek dit gaan doen, wil ek net 'n bietjie die noodsaaklikheid van wysheid weer bepraat, want al hierdie goed beteken vir jou niks as jy nie verstaan hoekom dit nodig is om wys te wees in die lewe nie. Al is jy al jonk en klein. Ek het laasweek gesê, hierdie geskenk is vir jonk en oud. So, en veral hierdie ene, want ek wil vir die kinders sê, dat voor jy 21 is, moet jy 4 belangrikste besluite in jou lewe neem. En die probleem is, dat jou brein is eintlik eers klaar gevorm, heeltemal as jy 33 is. So, of die van julle wat nog onder 33 is, as hoop vir jou. Die van julle wat bo 33 is, daar is ook hoop vir jou. Maar dan moet jy met my kom gesels, jy het meer intense terapie nodig en coaching om jou brein te herwire as net om hier te sit. Maar die 4 belangrikste besluite is, die eerste een is in wie jy wil glo. Die tweede een is wat se werk jy eendag wil gaan doen. Vir 35 jaar van jou lewe en geld wil maak en happy wees. Die derde een is met wie jy wil trou. Dis geweldig belangrik, want dis daai een wat die ma van jou kinders gewees, die pa van jou kinders. En dan die vierde een is hoe jy wil leef. Dit is al 4 ewe belangrik, maar in hierdie reeks gaan dit eintlik hoe jy wil leef. Mense as jy jonk is, die besluit neem, en Annie Stanley sê dit, en dit is my baie mooi, en ek wens ek het dit al eerder gehoor, jy moet so lewe, dat jy met min verwyte sal sit aan die einde van jou lewe. Dat jy nie 'n groot klomp skuld gemaak het, en borg geteken vir ouens nie, en die verkeerde mens getrou het, en jou kinders verniel het nie, jy aan drank oorgegee het nie, al daai goed. En te definitief die 10 gebooie in gedagte gehou het, maar dan jy min verwyte. Want verwyte maak dit mens swaar dra daaraan. En ek wil jy maak net eenvoudig skade waar jy gaan. Maar om dit reg te kry, moet jy doen wat Deepak Chopra sê, jy moet weet, elke keer as jy 'n besluit in jou lewe neem, verander jy jou lewe. En ons neem honderde besluite elke dag. Maar daar is sekere besluite soos daai 4, wat regtig jou lewe kan verander. En ek het laasweek ook gesê, dis nie 'n besluit wat jy neem nie, dit is 'n pad wat jy vat. Dis soos om met die kruispad te kom aan die kant of daai kant toe te gaan. En dis hoekom wysheid so belangrik is. Dis hoekom Jakobus vir ons sê, as een van julle wysheid kom groot en klein, vra dit vir God en hy sal dit vir julle gee. En wat is wysheid? Wysheid is kennis en insig hoe die wêreld werk. Spreuke 1 vers 17 sê, 'n voël kan wysheid hê. Meer as 'n mens partykeer. Hy sê 'n voël wat 'n net sien, wat vir hom gespan is, vlieg nie daaraan vas nie. Hoekom nie? Omdat hy al gesien het.
hoe ander voëls daaraan vasvlieg, en dan is hulle verstrik, en vanaand lê hulle daar op die rooster, nie baie te eet nie, maar wie veel het allemaal uit duifie al geval, verstaan jy? So hy sê nog te meer mense. So hy sê, wysheid is om die kennis te hê hoe goed werk, en voordat goed te gebeur, te verstaan, hier is nou 2 paaie of is 3 keuses. En om die vermoë te hê om te kan sien, watter een is die beste pad, vir jou en vir die koninkryk. Hy sê, dit is wysheid. En om dan te besluit, wat jy gaan doen. En dis hoekom dit so belangrik is. En dit is 'n geskenk, en as 'n mens, as jy jonk is al, kan vra dat jy wysheid sal hê, insig kan hê, dan sal jy dit kry. Soos Jesus sê, vra vir die Vader enige iets, en dis die geestelike goed. Dis nie meer BMW te ry, of 'n Mercedes, of 'n fiets te hê nie. Dis hierdie geestelike geskenke, liefde, geduld, vreugde, vrede, selfstandigheid, selfbeheersing, getrouheid, en ook wysheid. So, kom ek lees vir julle wat sê hy in Spreuke. Hy sê, as sondaars jy wil verlei my seun en dogter, moenie toegee nie. Hulle sal vir jou sê, kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom. Ons oorval sommer iemand, al het hy ons niks te doen nie. Het klink soos Suid-Afrika, want daar is ons nou nie gevolge nie. Kom ons laat mense verdwyn soos die dood te doen. Ons maak gesonde mense dood, ons vat al wat waardevol is, en ons maak ons huise vol met wat ons by hulle roof. Hy sê, jy kan deel in die byt, dit sal ons almal sin wees. Moenie met hulle saamgaan nie, my seun en dogter. Bly van hulle pad af. Hulle is daar uit om kwaad te doen, en hulle wil en gaan moord pleeg. 'n Voël wat 'n net sien, wat vir hom gespan is, vlieg nie daar in vas nie. Maar hierdie mense span vir hulle self 'n net. Hulle gaan hulle ondergang met oop oë tegemoet. So gaan dit met elkeen wat vat, wat hom nie toekom nie. Rowery kos hom sy lewe. So eintlik wat hierdie gedeelte vir ons wil sê, is as jy toegee aan negatiewe groepsdruk, sal dit jou lewe en jou vreugde kos. So moet dit nie doen nie. Dis eenvoudig. Maar wat is groepsdruk? 'n vriend van my, Henny Pretorius, was skoolhoof in Standerton. Ek weet nie of daar dalk iemand wat daar op die hoërskool skool was nie. Niemand nie. Hy's 'n goeie ou gewees. Nou Henny sê, hy was ook koshuis van die koshuisvader, van die koshuisvader van die koshuis gewees. Hy sê nou, soos dit maar gebeur, begin die jong seuns nou maar daar te rook op een of ander stadium, oor groepsdruk, verstaan jy? Nou sê hy die moeilikheid, en dan moet hy die pa bel, nou kom die pa, sy gesiene boer daaraan. Nou sê hy, nou wat is hier in die gang? Hy sê nie, jou seun rook nou. Jy mag mos nie rook op skool nie, is al van die goed om te rook nie. En vir jou longe en so nie. En toe, dan sê die pa, maar ons moet hom slaan, jy weet, hy sê nee, jy weet, ons moet die oplossing kry, sê hy nie. Hy sê, wat sal die probleem hê? Hy sê nee, dis groepsdruk. Hy sê, man, moenie nonsens praat nie. Wat so groepsdruk ding is dit hierdie? Hy sê nee, kom ek verduidelik vir jou. Hy sê, kan ek jou 'n vraag vat? Die man se naam is Gert. Hy sê, Gert, sê vir my van wat se bakkie ry hy? Gert sê nee, wel Toyota bakkie. Hy sê, wat se kleur is hy? Hy sê nee, wit. Hy sê, is dit 'n double cab? Hy sê nee, ja, dis 'n double cab. Hy sê, is hy 4x4? Hy sê ja, hy het nou vir Gert, ja. Ok, daar is die bakkie. Nou sê hy vir hom, agter jou boer 'n vrou met die naam van Elizabeth. Vertel vir my 'n bietjie wat se bakkie ry sy. Hy sê, ek verstaan nie wat dit mee te doen. Hy sê, antwoord net. Nee, ja, en ek gaan dink, sy ry 'n Toyota. Sê, en? Nee, is 'n double cab. Ek sê, wat se kleur is hy? Nee, hy's wit. Hy sê 'n 4x4, ja. Ok. Hy sê, hier voor jou bly Jan, jy ken mens vir Jan vermaak. Wat se bakkie ry Jan? Hy sê, nee wel, jy weet, obviously, like it's my ry dieselfde bakkie as wat ons ry. Hy sê, nou Gert, dit is groepsdruk, sê hy. So, groepsdruk is dit wat almal doen, en daarom doen ek dit ook. Doc Martens op 'n stadium, haaspappies, as jy na skoene toe gaan, en Crocs. Ek kon nie lekker uit van wat is vandag kinders se gunsteling nie, maar, en dan 'n revival daai goed, en dis waar mode werk, verstaan jy? Om jou gesig mos nou op te maak soos 'n pop is nou deesdae die mode, maar ek weet nie hoe gaan jy dit reverse nie. Maar jy kan ons jou skoene verkoop en ander koop, maar goed. So, wat ons moet verstaan is dat groepsdruk is eintlik 'n onsigbare werklikheid
wat ons almal al aan behoort. Ek bedoel, hoeveel van ons ry nie 4x4 nie? Hoeveel van ons het nie pragtige mans getrou nie? Verstaan, is alles groepstrou, op die aard van die saak. Maak nie saak hoekom nie. So, die wonderlike ding van om in 'n groep te behoort, is 'n gee jou identiteit, dit laat jou deel voel, dit beskerm jou en is baie lekker, om by die ander ganse van dieselfde dam te wees, en hulle wat dieselfde veeras het, dit is net eenvoudig so, lekker vir jong mense, om in 'n groepietjie te kan behoort. Maar die probleem met hierdie onsigbare ding is dat partykeer beweeg jy in 'n groep in, wat nie goed is nie, sonder dat jy dit weet. En daai groep verander jou identiteit wanneer jy daar is. Die vraag is, hoekom is dit so? En dit lê by die identiteit. Die groep, jy neem na 'n sekere tyd die identiteit van die groep aan. Nou, groepe word op twee maniere saamgestel. Of daar is 'n sterk leier wat jy wil saamgaan, en neem jy sy identiteit aan. In die wêreld nou, in Amerika, die kabinet, Donald Trump vir goed en vir sleg is 'n sterk leier. Jesus Christus was 'n sterk leier. So die mense wat hom gevolg het, maak soos hy maak. So ons is nou ook Christene, so ons maak soos hy maak. Maar die ander moontlikheid is dat 'n klomp mense besluit, dis ons identiteit. En dan werk hulle so. En is 'n gedeelde waarheid wat hulle saam op uitgekom het. Ander, ek dink dat jy as in jou besigheid dink, die ouens is kollektief het ingekoop daaroor, en 'n nuwe ou trek hulle net eenvoudig in. En ons kerk is dalk iets tussenin, dat 'n mens, omdat ons positiewe en negatiewe groepsdruk, dat ons volg Christus, maar ons besluit ook hoe ons wil is en wat ons doen, verstaan julle? Maar die probleem is, soos hierdie foto, jy kan jou soms bevind in 'n groep wat jy nie kan sien, nie goed is vir jou nie. Soos wat doen hierdie groepietjie? Hulle is die girls van die skool en hulle druk daai kind uit. En wysheid is om te verstaan dat hierdie ding daar is, en wysheid is om die regte groep te kan kies. Dis wysheid. En daar moet nie eers skade kom in die hoof met jou roep, dat jy 'n boelie geword het en 'n slegte invloed is nie. So, dit is om die slaggat in jou lewe te sien as jy jonk is, en ook as jy al ouer is, en die regte groep te kies. En wysheid beteken om dan reg, billik en regverdig op te tree. Dis in Spreuke sê in die begin, ek gee vir julle wysheid om dit te kan doen. Om vir jouself te vra, die manier wat ons groep bestaan, selfs die kerkie, mense sê partykeer julle is 'n kliek. Soos nie ons, dit is nie so nie. Maar kyk bietjie die hele oor daarna. Is dit reg, billik en regverdig om so by die werk op te tree, as daar net mans is en een vrou om het vir haar ondraaglik te maak? Of het vir jou baas ondraaglik te maak, om het vir jou ondraaglik maak? Sien jy, by kinders, die groot mense doen dit ook. Ons doen dit ook in families. Ons doen dit ook in gesinne partykeer. Die vraag is dit reg, billik en regverdig? Want Jesus, die meester wat gekom het, die ultimate mens, het gesê, daar is een goue reël wat jy goed aan moet toets. Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. En jy moet jouself vra, dit wat jy nou aan hierdie persoon doen, of dit wat jy as 'n groep doen aan iemand, hoe sal jy voel wanneer hulle dit aan jou doen? Dis die toets. Is dit reg, is dit billik en is dit regverdig? En ons as gelowiges lewe vir ons hierdie boek. Ons vertrou hierdie boek se wysheid. En jy, as jy vandag hier sit, jy weet of jy by sulke goed betrokke is. As jy 'n kind is, weet jy is by groepe betrokke wat nie gesond is nie. Die wyse ding is om die slaggat te sien. Dis nou nog, dis 'n klein monstertjie, maar die monster kan groot word. Wysheid is om die slaggat te sien en die regte groep te kies. Amen.